Goeiedag almal. Jy weet Kersfees word al eeue lank gevier en oor die jare het daar baie tradisies ontwikkel wat by hierdie besonderse dag bygevoeg is. In 1659 het die Massachusetts Bay Colony 'n wet ingestel met die naam Penalty for Keeping Christmas, want sommige mense het die viering van Kersfees as 'n oneer tot God beskou en enige iemand wat die geboorte van Christus in openbaar gevier het, was met 5 shillings beboet. Kan jy glo? Maar in die lig van Jesus se geboorte is Kersfees waardig om te vier solank ons hom as die middelpunt van alles wat ons doen hou. Die geboorte van Jesus Christus in Bethlehem is die wonderlike uitdrukking van God se liefde vir elkeen van ons en ook die uitdrukking van sy genade om ons verlosser te word. Niks moet en kan by Kersfees gevoeg word as die geboorte van Christus Jesus nie. Want die perfekte motief is dat die Here God die wêreld so lief gehad het dat hy die perfekte geskenk, sy enigste seun vir ons gegee het. Die enigste vereiste is om hom te glo en die beloning as ons in hom glo is die ewige lewe saam met hom. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, die boodskap van Kersfees is dat ons almal 'n verlosser nodig het. Kersfees herinner ons om dankbaar te wees vir alles wat die Here vir ons gedoen het en om hierdie goeie nuus met ander te deel. En bo alles, Kersfees is die tyd om weg te stap van al die besig wees van die lewe en om te fokus op die geboorte van Jesus en die doel van sy koms. En die doel van sy koms vind ons in Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. O, weet jy wat? Ons het rede om Kersfees te vier, want die Here is lief vir elkeen van ons. En wanneer ons Kersfees vier, dan word ons herinner aan hoe lief die Here God ons het. Dankie daarvoor, Here. Amen.